Net soos jy daar sit, kom ons raak rustig. Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Geliefdes, genade en vrede vir julle, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Maar ek wil vanoggend graag vir julle die geloofsbelijdenis van Nicea voorhou. Nou, meeste van ons in die NG Kerk ken die apostoliese geloofsbelijdenis is 'n belydenis wat baie in ons eredienste, kom ons sê meer tradisionele eredienste gebruik word. En dan kry mens nou soos die geloofsbelijdenis van Nicea, wat baie soos die apostoliese geloofsbelijdenis, hy net meer vleis, en dan 'n belydenis wat ek bittermin in die kerk hoor, wat eintlik baie jammer is die geloofsbelijdenis van Athanasius. Dis ons 3 geloofsbelijdenis wat ons in die gereformeerde kerke bely. Nou die een van Athanasius gaan oor God drie eenheid, gaan oor die drie eenheid. Is 'n geweldige, 'n moeilike onderwerp, maar ek wil vir jou die versekering gee, as jy die drie eenheid sou volkome verstaan, dan sou ek en jy God self wees. So dit word in effek net 'n geloofsbelijdenis, omdat die woord ons so leer, en omdat die kerk so deur die eeue tot hierdie slotsom gekom het, redelik vroeg al byvoorbeeld die geloofsbelijdenis van Nicea, het hulle reeds op daardie synode gesê, dat want daar dwalinge in die kerk ontstaan van dat Christus nie God was nie. En het die gelowiges by die synode van Nicea gesê, Christus is volkome mens, te gelykertyd is hy volkome God gewees. As hy dit nie was nie, sou hy nie aan 'n kruis kon hang en sterf vir ons sondes, en weer uit die dood opstaan nie. So dis hoekom dit so krities belangrik is, om dit ook te glo, en dan te verstaan met dit wat die Here ons gegee het, dat hy was mens, maar hy was ook te gelykertyd God gewees. Daarom kon hy vir ons sonde sterf. Maar ek hou graag vir julle voor die geloofsbelijdenis van Nicea. Is 'n baie mooi belydenis, luister hierso. Ons glo in een God. Dit staan so in Deuteronomium 6 vers 4. Die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, met ander woorde fisiese en geestelike wêreld. En in een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie. Een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons die mense en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel. Vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria. Met ander woorde, nog 'n baie belangrike ding in ons geloofsbelijdenis as Christene, is dat hy gebore is uit 'n maagd en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is, onder Pontius Pilatus gelei en begrawe is, en op die 3de dag opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel
die wat nog lewe en die wat reeds sterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. Hoor nou hierdie mooi woord. En in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete, ons glo aan een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels, ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ek wil dalk nog net die vrymoedigheid neem om tog vir julle so in kort te verduidelik. Ek dink dis my altyd die mooiste voorbeeld as ek die drie eenheid van God wou verstaan. Want die belydenis van Athanasius sê, die Vader is nie die Seun nie, soos die Seun nie die Vader nie, soos die Vader nie die Gees nie en die Seun nie die Heilige Gees nie. Dis baie eenvoudig as ek, of kom ek sê, ek trek my woord terug, is nie so eenvoudig nie, maar as ek dit vir julle eenvoudiger kan maak, is ek byvoorbeeld 'n eier vat. 'n Eier bestaan uit 'n dop, hy bestaan uit die geel en bestaan uit die wit. Die dop is nie die wit nie, ook nie die geel nie. Net soos die wit nie die dop, ook nie die geel nie. En die geel is ook nie die wit en die dop nie. Maar tog is dit drie en hierdie drie saam vorm die eier. Dis nie drie gode nie. Dis drie wesens in een. Daarom sê Deuteronomium 6 vers 4, hy is 'n enige God. As jy net daai stukkie waarheid vir jouself kan vat. Skrifgedeelte vanoggend kom uit Johannes 17, die evangelie. Ek lees vir verse 13 tot 19, maar voor ek vir ons uit die woord uit lees, kom ons, maak ons oë toe. Dierbare Here, dankie vir een en elkeen vanoggend hier. Dankie vir u woord wat so kosbaar is. Ek wil kom vra, Here, dat u deur u Gees een en elkeen se harte vanoggend mag aanraak, ook hulle wat later na die diens mag luister. Gee dat hierdie woord ons dit nie net mag hoor nie, maar dat dit 'n werklikheid in ons lewens mag word. Dat ons meer en meer gelykvormig aan Jesus sal word. Dat die Gees van God totaal en al beheer van ons lewens sal hê, oorgegee aan u, Here. U het self gesê, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf, kan hy nie vrug dra nie. Help vir ons, Here, om aan onsself meer en meer te sterf, sodat ons vrug kan dra, en sodat u naam verheerlik mag word. Amen. Ek lees daar vanaf vers 13. Maar nou kom ek na u toe, en ek sê dit terwyl ek nog in die wêreld is, sodat hulle my blydskap in al sy volheid in hulle kan hê. Ek het u woord aan hulle gegee, en die wêreld haat hulle, omdat hulle nie tot die wêreld behoort nie, net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie.
Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat U hulle van die bose moet bewaar. Hulle behoort nie tot die wêreld nie, net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Laat hulle aan U toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. Dis ook dan die temateks, vers 18. Soos U my na die wêreld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wêreld toe gestuur. En terwille van hulle wy ek my aan U toe, sodat hulle ook deur die waarheid aan U toegewy kan wees. Tot sover. Vanoggend se tema, heilig hulle in U waarheid. Dan staan daar in dieselfde teks in die ou vertaling, U woord is die waarheid. Die nuwe vertaling wat ek vanoggend nou vir julle gelees het, vers 17, staan dan so: Laat hulle aan U toegewy wees deur die waarheid. Dan sê hy ook, U woord is die waarheid. Die woord wat vir heilig in die grondtaal staan, word so in die teksgedeelte of in die ouer vertalings met heilig vertaal. En ons weet ook dat heilig kan beteken om toegewy te wees. Nou hier in die Johannes Evangelie, hier in hoofstuk 17, is dit die gebed wat die Here Jesus, dis net voor die Pasga wat hy saam met sy disippels gevier het, en net voor sy gevangenis neem, wat in die tuin van Getsemane was, en voor sy kruisiging, bid hy hierdie gebed volgens die Johannes Evangelie. Dis 'n gebed wat hy tot sy Vader bid vir sy disippels, tot en met vers 19. Dan voeg hy by in vers 20, dan sê hy, ook vir hulle, wat later tot geloof sou kom, en dan lees jy aan tot in vers 26, waar die Here bid vir die toekomstige kerk. Dis 'n pragtige gebed, julle kan dit gerus op jou eie ook gaan deurlees en gaan bestudeer. Met ander woorde, wat sê ek vanoggend vir jou, behalwe dat die teksgedeelte stop tot daar waar die Here Jesus vir sy disippels gebid het, is dat ek en jy as die toekomstige kerk word ook hierby ingesluit. Hy bid dat die Vader wat hulle vir hom gegee het, dat hulle die ewige lewe mag hê. Ons kan sê, die Vader trek hulle na die Here Jesus toe. Ek en jy word gered op grond van dit wat Christus aan die kruis gedoen het, en nie net dit nie, omdat hy ook opgestaan het, en opgevaar het, en God se Gees in sy plek gekom het. Die Gees wat ons ook dan wederbaar, van binne af kom nuut maak. Wedergeboorte beteken om van bo af nuut gebore te word. Ek bid vir hulle, dan sê hy baie duidelik, nie vir die wêreld nie. 'n Mens sou ook kan sê, dat hy sy kerk in stand hou. Nie mense wat aan 'n denominasie behoort nie, maar ons wat gewas is in die bloed van die lam. Dan sê hy vir sy Vader, bewaar hulle in U naam, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is.
En hoe word ek en jy een met hom? Natuurlik deur die Gees wat in ons woon. Ons sien nie Paulus wat in Korintiërs skryf nie. Julle is die tempel van die Heilige Gees. Hy is woonagtig in sy kinders. Daarom is ons ook een met die Vader en die Seun, omdat die Gees kom woning maak het in sy kinders. Dan bid hy verder, dan sê hy, die 12, die disippels wat U my gegee het, het ek almal bewaar, behalwe een, Judas Iskariot. Dan staan daar, wat bestem was om verlore te gaan. Hierin lê twee duidelike dinge wat die Here Jesus gebid het. Ons wat bestem is tot die ewigheid, wat nooit sal verlore gaan nie. En hierin sien ons ook dan die uitverkiesing. Want hy sê baie duidelik dat volgens die skrifte, dis natuurlik die Ou Testament, dat Judas bestem was om verlore te gaan. Ek kan dit so sê, God, drie-enig se werk, hy trek, dis die Vader, hy red, dis die Seun, hy wederbaar, dis die Heilige Gees. Wie hy red, lê uitsluitlik by hom. Wie hy laat verlore gaan, lê uitsluitlik by hom. Dis eintlik nogal 'n baie moeilike onderwerp, maar Paulus skrywe baie mooi in die brief van die Romeine, behandel hy die uitverkiesing. Dit sê net een ding vir ons, wat Paulus in Romeine 1 nog geskrywe het, uit genade is julle gered. Die dag toe ek en jy gebore is as mens, het ek en jy absoluut niks daarmee te doen gehad nie, maar is jy gebore, jy het gekom, selfs is die wedergeboorte, ek en jy het absoluut niks daarmee te doen nie. Hy kom daardeur, dan gee hy ons die geloof, sodat ons hom kan aanvaar as verlosser en saligmaker. Vers 13. Hy bid dat hulle blydskap volkome kan wees. Vers 14, omdat hy hulle die waarheid gegee het, haat die wêreld hulle. As ek en jy 'n kind van God is, en jy staan op vir die waarheid, nie net opstaan vir die waarheid, en jy leef die waarheid, dan gaan jy vervolg word, want die Here Jesus het gesê, die wêreld haat hom, daarom gaan hy julle ook haat, die wat in die wêreld is. Ons sal anders wees, ons sal anders leef. Ek wil eintlik sê, in eenvoudige Afrikaans, jy gaan soos 'n seer oog uitstaan, soos tandpyn wees. Vers 15, ons sal in hierdie wêreld wees, maar tog nie deel van hierdie wêreld nie. Ons sal anders wees. Jou lewe moet al meer en meer getuig van die Here Jesus. Hoekom? Want jy moet ander mense deur die Gees na hom toe trek. Vers 16. My en jou identiteit lê in hom alleen. Wie ek en jy is nie omdat ek so goed is nie, maar ons is omdat hy is. Vers 18. Stuur hy sy kinders die wêreld in om die evangelie te gaan uitdra. En dis graag 'n vraag wat ek vanoggend net by jou wil los. Jy wat luister, en jy wat vanoggend hierso sit. Is jy as kind van God gehoorsaam om die evangelie uit te dra? Lei jy ander na die Here Jesus toe? Of bid jy ten minste vir 'n ander een se bekering? Verse 17
en 19 wil ek graag vanoggend as 'n eenheid in die prediking hanteer. Ek het julle so 'n bietjie inleiding gegee rondom die gebed. Die tema het ek vanoggend gesê, heilig hulle in u waarheid. Die nuwe vertaling wat ek vir julle gelees het, gebruik toegewyd. En ek het vir julle gesê, dit kan ook beteken, heilig, dis wat heilig ook kan beteken. Terwyl die ou vertaling gebruik het, of gebly het, by die oorspronklike woord, naamlik die woord heilig. Om heilig te wees, is om toegewyd te wees. As ek by toegewyd bly, dan gaan nie iets verlore wat die Here Jesus gebid het vir sy disippels en vir hulle wat later tot geloof sou kom. Van die kommentare sê dat die Here Jesus gebid het dat sy disippels afgesonderd sal wees vir die roeping wat hy op hulle gelê het. En die roeping was, hulle die Nuwe Testament vir ons geskryf. Hulle die evangelie uitgedra. Dat hulle toegewyd sal wees vir dit waarvoor hy hulle geroep het. Nou, in 'n mate is dit waar, en ons kan dieselfde na ons toe ook trek. Van die kommentare sê dat Christus bloot hulle werklik wou regverdig. Vers 19 is die sleutel vir vers 17. En ek lees vir julle die ou vertaling. En ek heilig, as Jesus wat sê, myself vir hulle, sodat hulle ook in die waarheid geheilig kan wees. Hier staan meer wat opgesluit is in die oorspronklike. Ek wil graag vanoggend vir julle twee terme wat ons baie graag in die dogma gebruik. Twee woorde wat vir ons eintlik sê wat hier in hierdie gebed is, wat die Here Jesus bid vir sy disippels en vir die gelowiges. Nou dogma klink nou soos 'n vreeslike woord, maar dogma is maar net 'n woord wat sê hoe ons God se woord verstaan, hoe dit om dit vir ons makliker te maak om te verstaan wat die woord vir ons wil kom sê. En dis die twee woorde regverdigmaking en heiligmaking. Regverdigmaking is dit wat die Here Jesus vir ons volkome kom doen het. Ek en jy is geregverdig deur die geloof. Dit is 'n werk wat met my redding deur hom gedoen word en verkry is deur die redding wat hy aan my skenk. Nou die oorsprong van die woord van regverdigmaking, Paulus gebruik dieselfde gedagte ook in sy briewe, is eintlik uit die Ou Testament, is die woord vir regverdig. En die gedagte of die betekenis wat die woord in die Hebreëse taal het, is dat dis eintlik 'n hofsaak. En in die hofsaak is daar 'n regter en is daar 'n beskuldigde en is daar 'n advokaat wat die beskuldigde verteenwoordig. Die regter is God self. Die beskuldigde is ek en jy. Die advokaat is Christus, God self. Ons sondige natuur het ons outomaties almal skuldig voor God. God is die een wat aankla
tegelykertyd is hy ook die een wat die verlossingsplan gee. Dis wat die woord hierso sê, en dis eintlik wat regverdigmaking beteken. Hy kla aan, tegelykertyd is hy ook die een wat die plan het, waardeur ek en jy gered kan word. Christus kom staan in die beskuldigde bank, terwille van my en van jou. Paulus beskryf dit baie mooi, hierdie gedagte wat hy sê, hy het Christus Jesus, wat geen sonde geken het nie, sonde gemaak, vir my en vir jou wat sondaars is, sodat ons gered kan word, vrygespreek kan word. Ek en jy is geregverdig op grond van dit wat in Paasfees gebeur het. Ons het nou 'n tyd gelede het ons Paasfees gevier, die kruisiging en die opstanding. Die grootste gebeurtenis in ons Christene se geskiedenis. Vandag nog steeds dieselfde. En as gevolg van hierdie werk wat Christus Jesus deur sy Gees kom doen het, is ek en jy geheilig in hom. Vers 19, lees ek die ou vertaling. En ek heilig myself vir hulle, sodat hulle ook in die waarheid geheilig kan wees. Omdat ek geregverdig is in Christus Jesus, is ek ook heilig vir hom, geheilig vir hom. Kom ek sê dit eintlik vir julle in eenvoudige Afrikaans, omdat hy my gered het, daarom is ek nou heilig, daarom is ek nou afgesonder vir Christus Jesus. As ek vanoggend nou hierso sou stop, dan sou julle nog die diepere betekenis wat die woord vir ons wil bring, verloor. Regverdigmaking, dit wat hy vir ons gee, dis 'n eenmalige werk. En heiligmaking, om heilig te word, om afgesonder te wees, loop hand aan mekaar. Dis dinge wat die Here ons kom gee, hulle kan nie sonder mekaar nie, hulle is deel van mekaar. Die een kan nie sonder die ander een nie. En dan wil ek nou in dieselfde asem sê, ek kan nie geheilig wees as ek nie geregverdig is nie. Ek word eers geregverdig voor ek geheilig kan wees in Christus. Ek word eers gered voor ek geheilig word. Eenvoudige Afrikaans. Ek kan nie uit myself heilig word nie. En dis juis hier vanoggend wat ek vir julle verder wil invat. En dit wat die Here Jesus van sy Vader gevra het. Hy het nie net gesê vir sy disippels, hulle wat U my gegee het, het ek bewaar vir die ewigheid. Maar ek vra ook dat U verder deur die Gees hulle sal heilig maak. Meer en meer soos Jesus. Paulus skryf mos, ek moet minder word en hy al meer. Regverdigmaking, ons redding in dit wat Christus Jesus deur sy Gees eenmalig aan ons skenk. Dis 'n volkome werk, dis volbring. Dit wat hy alles vir ons kom doen het, die vrug van die Gees, Galasiërs 5,
het hy vir ons kom gee. Maar die vrug van die Gees neem toe deur heiligmaking, die proses, dit wat regverdigmaking kom skep het. Deur sy regverdigmaking kom maak hy ons heilig. Heiligmaking is 'n proses in ons as kinders van God se lewe. Heiligmaking is die vrug van regverdigmaking. Meer toegewy, meer heilig is 'n teken van die werking van die Heilige Gees in my en in jou lewe. Ek moet gered word, sodat ek geheilig kan word, sodat ek meer en meer soos Jesus kan word. En as julle wonder vandag, hoekom lyk die kerk so, is hierdie menslike proses, is dat die kerk mense probeer wat ongered is, probeer heilig maak. In die boek van Handelinge, met die uitstorting van die Heilige Gees, ek dink is hoofstuk 2 staan daar, en die Gees van God het daagliks mense by die kerk gevoeg. Daar staan nie, en die disippels het daagliks mense by die kerk gevoeg nie, daar staan, en die Heilige Gees het daagliks mense by die gemeente gevoeg wat gered word. My liewe vriende, dis hoekom die kerk vandag lyk soos dit lyk. Mense kom nie meer waarlik tot bekering nie, of mense kom glad nie meer tot bekering nie. Dis dalk deesdae hierdie gou-gou proses, Jesus aan te neem sodat ek hemel toe kan gaan. Dis eintlik 'n menslike poging om kerke vol te kry. Metodes om ongeredde mense in die kerk te kry, sodat ons kerkbanke kan vol word. Ons kerkrade vol ongeredde mense sit, wat eintlik die werk van 'n predikant wat gered is moeilik maak. Maar dit daar gelaat, is nou nie om op iemand se tone te trap nie. Menslike werk, menslike pogings, alles om mense in die kerk te kry, is eintlik alles te vergeefs. Want die mens probeer die werk van die Heilige Gees doen. Ek onthou as 'n jong man, 1990, met die algemene synode, toe die synodale kantore nog in Pretoria se middestad was professor Potgieter daai tyd se moderator gewees. Ek onthou nie veel wat daar gebeur nie, maar hierdie ding wat hy gesê het my tot vandag toe nog bygebly, en hy die volgende, nie vir die ouderlinge en die diakens gesê nie, maar hy het vir die predikante daar gesê, hy het gesê, hou op met julle foefies, ekskuus die woord, en laat God se Gees toe om sy werk te doen in die kerk. Ek kan eintlik dit so sê, 'n perdekar. Die perd trek die kar. Die perd is God se Gees, die kar is die kerk. En vandag se kerk maak dit anders om ons sit die kar voor die perd. Die boek Handelinge is vir my en vir jou so 'n mooi voorbeeld van die vroeë kerk. Wat het die vroeë kerk gedoen? Hulle het gebid. Hulle het gebid. Die ware teken van ware herlewings in die verlede was mense wat gebid het, tot God se Gees begin werk het. Dieselfde het die vroeë kerk gedoen.
Hulle het eers gebid en toe is die Heilige Gees uitgestort en toe het hulle uitgegaan en die werk gaan doen en toe is die werk geseën en toe het die Heilige Gees mense tot die kerk gevoeg. Heiligmaking is hierdie proses waar ek meer en meer heilig word. Ek groei in heiligmaking, ek groei in die vrugte van die Gees. Jesus word eintlik sigbaar in my lewe. Dis eintlik wat met my en jou moet gebeur. Mense moet die Here Jesus in my lewe kan sien. En uiteindelik vir my kan sê, ek wil dit hê wat jy het. Ek onthou daar word 'n verhaal vertel van 'n sendeling, ek dink dit was iewers in Suid-Amerika. Hy het onder 'n Indiaanse stam gaan bly en hy het nooit 'n woord gesê nie. Die woord geleef. En ek dink hy het weggegaan. Later jare kom daar ander sendelinge en hulle sê, ons wil julle vertel van Jesus. Toe sê hulle, maar hy was hier gewees. En dus wat die Here Jesus nie net vir sy disippels gebid nie, maar dit vir my en vir jou ook gebid, vir sy kerk. Die Here Jesus nie self gesê, salig is hulle wat nie gesien het nie, maar tog glo. Geloof wat lei tot redding. En geloof wat lei tot redding, dra vrug. Daar sal vrugte wees. Want Christus se werk aan die kruis was volbring. As daar nie vrug teenwoordig is nie, dan is dit heel waarskynlik dat daardie persoon nie gered is nie. Ek sê daardeur nie dat jy eensklaps volmaak is nie, want ek beskryf die proses van heiligmaking van julle. Ek groei al meer en meer na Christus toe. 'n Baie bekende 2-3 eeue gelede, ek dink dalk oom Niels weet ook van die boeke wat 'n man met die naam van F.B. Meyer geskryf het, as julle van sy boeke kan kry. Hy het die volgende ding gesê, wat my baie bygebly het. God does not deal with us until we are wholly given up. And then only will He reveal His will to us. Dis waartoe ek en jy moet groei. Wyle oom Willie Marais het gesê, algeheel vrywilliglik en onvoorwaardelik moet ek my in hierdie proses van heiligmaking aan die Here oorgee, sodat ek 'n bruikbare instrument in sy hand kan word. Wil jy sien dat jou familie of vriende of hulle vir wie jy bid tot geloof kom op die punt dat jy jou algeheel vrywilliglik en onvoorwaardelik aan hom oorgee, sodat hy jou kan gebruik. Dis eintlik wat F.B. Meyer gesê het, die Here kan my en jou nie gebruik as ek nog vol van myself is nie. Want dit gaan oor hom, oor sy naam, dit gaan oor sy heerlikheid, dit gaan oor sy eer. Alles kom hom toe. Een man met die naam van Asahel Nettleton, dis klink baie soos die Hebreëse naam, het om en by in die 18de eeu geleef, en hy die volgende oor herlewing gesê, en dit is my die vrug van die vroeë kerk, die vrug van die ware kerk van die Here. True revival is not man's excitement, but God's visitation.
It brings brokenness, repentance, and love for Christ, and a deep concern for the lost. Ek wil graag afsluit, liewe kind van God. Ons is geregverdig op grond van dit wat die Here Jesus gedoen het. Daarom is ek geheilig. Geheilig sê die Griekse woord is 'n proses. Dis nie soos die woord wat vir regverdigmaking gebruik wat beskryf dat dit 'n eenmalige proses was nie. Ons groei na die beeld van Christus. Ons groei om minder te word en hy al meer in ons lewens. En die vrugte hiervan is dit wat hierdie man nou beskryf het, gebroke lewe. As jy 'n gebroke lewe het, getuig dit van 'n geestelike volwassenheid. Belydenis van sonde is deel van ons bestaan. Dis deel van ons DNA as kind van God. Belydenis van sonde, regmaak, jy is nie volmaak nie. Dis hierdie proses van groei na hom toe. Nog 'n vraag wat ek jou wil vra is, het jy die Here Jesus lief? Het jy hom onvoorwaardelik lief? As jy hom onvoorwaardelik lief het, sal jy 'n hart hê vir mense wat verlore gaan. Genade. Ek het die woord gehoor. En nou kan ek soos Paulus geskryf het, of as dit Johannes het sê, dit was Paulus, ons kan nou na die troon van genade gaan, en daar kan ons genade vind. By hom, oorgegee aan hom. Deur Jesus se woorde self, die koringkorrel nie in die grond val en sterf, kan hy nie vrug dra nie. Dis eintlik wat heiligmaking beteken. Heiligmaking is in jou lewe die dag as jy sy kind geword het. Maar dis hierdie voortdurende proses om te groei in die geloof. Jy het dan die Heilige Gees in jou. Ek het dit al vorige keer hier by julle gesê, maak tyd saam met die Here in woord en gebed. Jou eie man en vrou, maak tyd as kerk van die Here in hierdie kosbare boek. Tegelykertyd in gebed. Ek dink is Dr. Torrey wat gesê het, in sy boek wat hy oor gebed geskryf het, gebed, woordbestudering, is waar ek en jy groei. Daar in jou stilte, daar in jou binnekamer, daar alleen saam met die Here, is waar jy groei, is waar jy dinge vir jou oopmaak. Die toepassing daarvan vind daar buite plaas. Jy kan nie die woord leef as jy nie tyd saam met hom spandeer nie. Die Here se woord te hoor. Amen. Kom ons sluit ons oë. Here, dankie vir elkeen hier. So dankie vir u kosbare woord. Dankie dat ons gehoor het. Dankie vir genade. Dankie dat ons na u toe kan kom elke male. Dat soos Johannes geskryf het in sy briewe, ons het 'n voorspraak
Jesus Christus. Dankie daarvoor. Paulus wat dit ook gesê het in Romeine 5 en 6. Ons is uit genade gered. Ons is sondaars wat gered is uit genade deur geloof. Dankie daarvoor, Here. Bid vir die gemeente Kentenkrag. Bid vir hulle herder oom Niels Steyn, Here, wat in 'n kleinerige operasie gehad het, dat U hom volkome sal aanraak, sodat hy sy werk as herder hierso kan volbring. Kan doen dit waarvoor U hom geroep het. Ek bid vir die kerkraad. Ek bid vir Joannie, die pastoriemoeder. Ek bid vir die gemeente, ek bid vir die kinders. Ek kom dra hulle aan U op. Ek bid en vra, Here, dat hulle nie sal ophou bid nie. Dat hulle nie sal ophou om verlore sondaars te soek nie. Die evangelie uit te dra, gehoorsaam aan die grootste roeping wat ons het, Here. Dankie daarvoor, dankie vir hulle gehoorsaamheid, seën hulle, gee dat hulle lig vir die wêreld, sout vir die aarde sal wees. Dat hulle in U sal bly, dat hulle meer en meer heilig sal word, meer toegewyd aan U. Help vir hulle daartoe. Dankie, o Gees van God, dat U getrou is in ons lewens. Seën hierdie dag, Here, in Jesus naam. Amen. Daar sal nou geleentheid wees vir die offergawe. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by een en elkeen van julle wees. Amen.